maar in. Skink die wyn, kom ons begin. Die kos is op die tafel. Kos is op die tafel. Welkom by Kos is op die tafel. In hierdie episode gaan ons plaatkoekies maak en ek gaan vir plaatkoekie of meneer of mevrou plaatkoekie, hoe jy dit wil noem, 'n nuwe baadjie aantrek. So ons gaan 'n plaatkoekies vir ontbyt maak en lekker plaatkoekies vir pudding. En ek doen vir ons 'n natuurlike tafel, lekker ontbyttafel. En dit gaan vir my groot pret wees. Ok, kom ons begin eers met die goed wat ek saam met die plaatkoekies wil sit. Dit is een resep wat ek net kakao en sjokolade-splinters bygesit het om hom sjokoladegeur te gee en daarmee gaan ons dan die nagereg doen, die nagereg plaatkoekies doen en die ander een hou ons net soos ons plaatkoekies ken. Julle plaatkoekie kan so 'n vervelige ding wees. Mens daarom moet jy aan mekaar slaat Sondag aand 6:00 as die kinders begin gil. Man, ek is honger. So ek wil hom net so 'n bietjie meer So ander baadjie aan. Ja, wees met hom net so 'n bietjie verhewe om te wys, jy kan meer met hom doen. Al noem jy dit net 'n plaatkoekie toring, ek dink almal, joh, jy's vreeslik kry. So, Etienne, smelt eers van die sjokolade, as jy van daai water kan Goed. kook, dan gaan ek net 'n klein bietjie, ek meet dit nou nie af nie, ek gaan net 'n klein bietjie melk ondergooi. Dis maar net om die sjokolade nou nie weer styf word nie. Ek kan so 'n bietjie meer hê, want ons wil 'n loperige. Jy sit eintlik room by, dit dan wat hulle sê hulle maak 'n ganache. Dan as dit klaar is, kan jy hom weer Teruggooi daar. Ja, hier in teruggooi. Jy sien kyk hoe vinnig smelt hy. Jy kan hom gaan jy aan met hom. Dan hierdie is 'n basiese resep. Kom ons gaan gou deur dit. Dis 375 ml meel, 10 ml bakpoeier, net 1 ml sout, so is letterlik 'n knypie sout, 60 ml suiker, 2 eiers, 200 ml melk en 10 ml olie. Dis jou basiese plaatkoekie resep. So ek gaan solank die eerste ene, die gewone ontbytplaatkoekie gaan ek solank aanmaak. Okay, jy het 375 ml meel. Ek gaan nou nie regtig omgee oor die metode nie. Ek gaan alles net hier bymekaar gooi want ek het dit nou so in die bak. So, dan gooi ek my bakpoeier hierby. Gaan al my droë bestanddele eers saamgooi, my suiker. Dan gaan ek my 200 ml melk bygooi. Het ek nodig om iets anders te doen? Jy kan vir my daai spek ook Etienne asseblief. Kan jy vir my braai? So lekker stywe deegie, dan nou 2 eiers. Etienne kyk nie, so ek gooi hom sommer direk in. Ek hou hom besig. Dan maak ek wat ek wil aan hierdie kant. Laaste gooi ek dan my 10 ml kookolie by. Kookolie sorg dat hy baie lekker klam 'n plaatkoekie is, want jy wil nog nie daai droë affære kan lastig raak. Jy sien hy's 'n lekker stywe deeg en dan jou 1 ml sout. En soos in 'n vorige programma gesê het, sout is nie om hom sout te maak nie. Sout bring smaak en geur uit. Eintlik geur uit. Dit is hoekom jy sout bysit. Dit is altyd vir my vreemd geweest, waarom wil jy gaan die sout by 'n sjokoladekoek sit? Dis ons nou laf. Hou jy van plaatkoekies? Ek dood oor 'n plaatkoekie, is my baie lekker. Ek weet daar's mense wat nie van 'n plaatkoekie hou nie, maar as jy hom dan so 'n bietjie, Almal sê dis 'n verskoning vir 'n pannekoek. ja, dis 'n dik pannekoek. Ek gaan nou terwyl jy dit doen, gaan ek solank die sjokolade ene ook aanmaak. Dis net bang hy raak dalk 'n klein bietjie. Maar as dit nou te dik raak, dan gooi jy net 'n bietjie melk by. So jy kan maar so sien sy bak en jy dink, hierdie ding is te dik, dan gooi jy melk by. So is presies dieselfde as gemaak het. 375 ml meel, 60 ml suiker gooi ons by. Ek gaan sommer nou 1 ml sout by gooi. Bakpoeier, 10 ml bakpoeier. Hier kom by 45 ml kakao. 200 ml melk. Kyk, hierdie ouetjie gaan vir jou suiker hoog gee wat skrik vir niks, maar ek's reg vir hom. Ek kan nie dink dat iemand kan bang wees nie. My energie kan maar klim. Nou. Jy gaan ook baie keer sien, as jy kakao gebruik, maak hy baie keer jou beslag droër, so dan gooi jy net 'n bietjie meer melk.
ook by. Sien. Kan we daai een ook vir ons gee. En dan ek gaan nou sommer terselfdertyd die olie inmeng. Jy sien, dis oor daai ding wat ek altyd verraad dat daar 'n doppie inval en dan sien jy dit nie. O, ek dog jy's lus vir 'n dop. Ons sê klein bietjie vroeg, hoor. Dan sê Saai. En jy sien, ek kry so lekker sjokolade geur. Wat jy vir ons so lank kan doen, Etienne, daai my wonderlike masjien, ek gaan vir jou nou vertel, kan jy so lank asseblief my aansit, so jy kan daai verwyder. Wat gaan ek nou doen? Dit. Ons is met 'n familie, ons kan ons dieselfde ding gebruik. En as dieselfde beslag, krap net daai uit. Hy help nou net om dit beter te roer. Dit lyk mos nou baie lekker. En dan by dit gooi ek, hierdie is omtrent so 150 ml sjokoladesplinters. die donker sjokolade. Jy kan wat jy ingooi. Hierdie is donker sjokolade. Jy kan dit wat jy kry. Jy kan wit ingooi, jy kan enigeen ingooi. Wat vir jou lekker is. Hoor, sing daai voeltjie. Ek dink hy is ook opgewonde oor hierdie plaatkoekies. Daar's hy. So in. Dit net goed deurgeroer is. My suiker begin al klaar aan dit klap. Is dit? Myne staan op aandag want hulle het respek vir soet goed. Ek het 'n soettand. Ek kan in die oggend, jy soettand. Nee, reg, ek is meer die sout, maar hierdie lyk vir my baie lekker. Sjokolade. Vroegoggend. Fokus Willie, fokus. Hier, ons koor. Kos op die tafel. Nou hierdie is wat hulle noem 'n crepe maker. Ek dink ek spreek dit heeltemal verkeerd uit, maar of 'n pannekoek, dun pannekoekmaker. Dit is die wonderlikste ding wat oor my pad gekom het. Ek het 'n vriendin vir die mark, 'n vriendin se pan die heeltyd geleen. Dan sit so 'n pan met so wat net 'n pannekoek die heel lekkerste bak. En toe vir Kersfees toe sê sy vir my, sy gaan vir my hierdie masjien koop. Ek dink sy was regtig moeg dat ek heeltyd daar bly die pan reën. So hierdie ding maak die beste plaatkoekies, die beste pannekoeke. Ek maak selfs viskoekies op hom. Ons gaan in 'n volgende episode viskoekies maak. Ek maak dit hier oop en as dit nie daai erge oorigheid. Hy's wel 'n bietjie droër. As dit vir jou te droog is, wat jy dan doen, gooi net 'n klein bietjie olie op hom. Dan gee hom net daai blink geur. Okay, ons gaan eers die gewone bak van die sjokolade net so 'n bietjie wegskuif. En 'n plaatkoekie is mos maar 'n basiese ding. Jy kan besluit hoe groot jy hom wil hê. Dan moet jy hom toets, maar ek dink ek dink nie mens moet hom warmer maak nie. Kom ons sit 'n klompie op. So. Spuit maar jou die pan nog steeds baie goed. Alles het nou veronderstel om nie vas te kry nie. Spuit hom maar. Dis altyd 'n goeie ding. So. Ek maak lekker grootes vir hongere maag. Val as jy die toringkie maak, wil jy hom nie klein hê nie. Jy kan dit kleiner maak. Maar omdat jy die toringkie gemaak het, jy gaan hom bou. Is groot is maak net 'n mooi prentjie. En 'n plaatkoekie as hy soos daai ene, as hy begin borreltjies maak, dan weet jy kan hom amper al omdraai. Maar ek sien nou daar begin hy klein borreltjies maak. Ek dink die pan was dalk, ek gaan hom so klein bietjie warmer maak. Maar jy het fyn gegooi daar. Hy's amper te mekaar. Ja. Hulle stop nou. Sy. Dus moet ek sê, ek dink die plaat kan 'n bietjie warm. Ek het hom nou 'n bietjie warmer gemaak. Maar as jy hierdie so 'n masjien kan opspoor, koop hom dadelik. Ek beveel hom aan. Dis daai Snappy Chef. Dit werk verskriklik vinniger. Jy het nie daai verskriklike oliebolle wat jy maak nie. So ek sê ek maak my viskoekies nou op hom. Ons kyk hoe hy kom. Mooi. Dan het dit so onbegin. Ja, jy daai kan begin. Ekskuus dat jy nou ek net hier uit die elmboog uitkom. Daar is baie mooi manoeuvre vir die TV, hoor. Daai ene ook.
senuweeagtig. Lyk baie mooi, ek kan hom net nog so 'n bietjie daar. Ek wil net omdat ek nou daai pan, kyk as op hierdie stadium kom. Kom maar lyk daar een. Dis om net weer aan die ander kant ook 'n bietjie gaar maak. Ek het nou so 'n klein bietjie oorywerig gewees. Ek kan hom bietjie kleiner maak. En hy het nou 'n bietjie gestaan. So ek gaan nou sommer as niemand kyk nie, net 'n klein bietjie water hierby sit. En hom verdun. Maar dit lyk baie mooi. Ja, lyk mooi. Dis hy. Lyk vir my. Ek weet net nooit wanneer is 'n plaatkoekie gaar nie. Ek ook nie. Ek raai hom maar gaar. Plaatkoekie, hierdie het ek nou, wat ek nou eintlik 'n vet plaatkoekie. Gaan nou 'n klein bietjie langer braai. Maar dit is dan 'n ontbytplaatkoekie. Hy moet nie te dun wees nie. Ja, dis ook jy kom baie mooi op vir hierdie dik plaatkoekie. Maar ek kan vir jou sê, hierdie is nou 'n klein bietjie oorywerig. Maar ons is nie bang nie. Ek gaan hom net weer 'n keer om die ander kant ook mooi maak. Ja, as jy hom nou wil dun en plat maak, dan kan jy. Jy gaan net minder opkry dan. Ja, jy kan of net 'n klein bietjie minder deeg, want hierdie rys nogal sien ek mooi. Hierdie hou baie van die kamera hoor. Hulle kom op vir die kamera. Hulle wil tot daar wees. Hulle wil hê julle moet hulle sien. Maar kyk hoe mooi is dit. Hulle is regtig baie mooi. Ek dink hulle. En ek is verbaas met die pan. Hy werk regtig baie goed. Hierdie pan is die beste ding sedert gesnyde brood. Hy werk ongelooflik goed op alles. Jy kry ook so 'n dingetjie by, so 'n lang stokkie wat jou pannekoek mee bak. So jy gooi jou deeg in, dan draai jy daai dingetjie in daai vorm vir jou. En hy's gemaak om dan gelyk. Die enigste ding wat ek wel kan waarsku met as jy pannekoek doen, ons gaan later pannekoek ook maak. Is hy maak hom nogal bietjie droog omdat daar nie so veel olie is nie. Dan hou jy maar net soos daai, 'n pan met water, 'n pot met water en jy sit hom bo-op en jy maak hom toe. Laat 'n bietjie stoom. Okay, alles is gereed. Okay. Ek gaan nou 'n klein bietjie kleiner daar maak. Ek dink dit is 'n bietjie oorywerig daar. Dan gaan hulle vinniger bak. Hierdie is 'n ou staatmaker resep. Daar's hy. Hulle werk mooi saam. Dis maar goed ek speel nie tennis nie, hoor. Want dit sou ek het tennis gespeel, maar die bal was meer buite kan die draad as in die draad. Daar's hy. Kyk hoe mooi lyk hulle. Hierdie gat nou baie vinniger oopmaak. Dit is kleiner. So ons kan hierdie vir onder gebruik. Daai is soos daai kinders wat sê juffrou, kan ek jou tas dra? Wat wil hoofseun en hoofmeisie raak? Laerskool en die hoërskool is hulle daai. Ek was nooit daar nie. Ek het juffrou tas in sip aand en ek besef, te veel werk. Te vroeg opstaan. Nee, jy het my eie tas dra. Net dat hy daai kant ook 'n mooi kleur het. So wat jy doen as jy hom pak, dan gebruik jy natuurlik jou mooi kant. Jou mooi kant. Ja, hierdie masjien sê nou vir my. Net daai so pak dat ons weet watter is die dikker is. Ja, ons moet dalk ook net skei. Ja. Die sjokolade in die ontbyt sin. Reg? Hierdie kan gaan. Ek gaan nou net daar ingooi, dit laat afkoel. Dan kan ons hulle later skuif. Hierdie ruik baie soos pannekoek. Ja, mens kan mos hoe vol wees. Maar as jy pannekoek ruik, is soos braaivleis. Pannekoek en braaivleis. Dis daai. Dan sê jy dadelik weer honger. As jy daai borrels begin maak, dan is hy klaar onder. Dan kan jy hom amper al omdraai. Dis hy. Kraak nou goed. Ag, dis wat jy dink. Ja, daai was nou lastig. Enetjie. My korrel is uit. Was uit. Nou gaan ons die sjokolade in doen wat ek die pudding mee van gemaak, 'n puddingtoring. So hierdie is met die sjokoladesplinters. Baie keer smelt hulle in, maar baie keer bly hulle heel. So dit is dan lekker as jy hom byt en jy byt daai stukkie sjokolade. Hierdie ene moet jy nogal net ophou dat hy nie brand nie. Die snaakse kakao is nogal baie keer lus om opgewonde te raak. Kyk hoe mooi lyk dit. En hierdie reuk is lekker.
ek dink nou, ons gaan roomkaas opsit, maar jy kan ook boer dat hy oorloop kondensmelk. Ja, ek weet van baie mense wat dit sal doen. Maar dis dan nou vir jou soetspul dan. Ek sê mos niks kan te soet wees nie. Dit is nou maar, niks kan vir my ooit te soet wees nie, want ek het 'n besonderse soet tand. Ek sê listen, gryp enetjie en eet hom. Maar 'n plaatkoekie is 'n gewone plaatkoekie met stroop is dan net so. Ja, nee, dis hoekom ek so strek om 'n nuwe baadjie aan. Ja. Jy maak hom soveel, ek wil net vir die geleentheid gee om te sien dat jy iets Anders met hom kan maak en jy beïndruk mense so. Ja. As jy mense oornooi, beïndruk jy hulle as jy dit so doen. As jy net ietsie anders doen. So ons gaan net die gewone stokkie sê, maar jy kan nou 'n strukkie op die stokke maak. Jy kan daai laprosies bo aan hom sit. Jy sny net jou stokkie later is kleiner. Ja. Sit die laprosie met En jy kry nou die mooiste Sosati stokkies met puntjies bo aan wat jy kan gebruik. So jy hoef nou nie 'n gewone ou Sosati stok te gebruik nie, maar ons gaan. Vir vandag se oefening gaan ons dit doen. Kos op die tafel. Ons gaan die ontbyt toringkie eers bou en as jy gesien daar begin nou gesigte daardeur loer, moet jy weet. Dis die tuindienste wat hulle ryk hierdie lekker plaatjies wat gekom kyk. So as jy grasnyer hoor, ons is alles besig om ons tuin mooi te bou. So ek gaan net aan die bopunt gaan ek dit doen om hom mooi af te rond. So ek gaan een plaatkoekie vat en dan smeer jy lekker dik roomkaas op hom so. Jy kan hom maar vul want dit wil nie droog hê nie. Sit jy hom neer, dan vat jy jou volgende enetjie, sit hom bo op en dan sit jy spek so oor. Ons gaan hierdie bordjie so klein, kom ons maak een ordentlike een, so, en wat ons dan nou hier gaan doen, vir die boonste ene, sit ons ook roomkaas op, en jy draai hom dan net om. So. En al wat jy dan doen, is jy druk hierdie so deur, en jy sit hom daar. Ek gaan sommer van die groenvy vir die pudding, se stroop, gaan ek net so hier oor gooi, dat hy ook net so afloop. Kyk toe daai mooi prentjie wat dit maak. So daar is dit is vir jou ontbyt ene gebou. En dan, ons gaan hom daar voorsit, dan kan julle lippe aflek vir hom. So, nou gaan ons die nagereg een bou. Vir die basis gebruik jy dan nou jou sjokolade ene, en jy smeer hom lekker dik so, dan pak ons vye uit. Ek dink so 2 is goed. Ek gaan hier van hierdie lekker stroop vir die nagereg gaan ek klaar al tussenin sit. As mens nou musiek kan kry, tada! Vat jy hierdie lekker sjokolade wat ons gesmelt het met die melk of die room, en jy gooi hom nou net so rondom, dat hy afloop. En daar het jy jou 2 plaatkoekies in 'n totaal nuwe gedaante. Ons het hier 'n ontbyt ene en 'n sjokolade ene met lekker. Hier het ons net gewone roomkaas of jy kan mascarpone opsit met spek en dan het ek sommer sous. As jy kan stroop opsit, maar ek het net sommer die vye sous oor hom gegooi en hierdie is ons sjokolade splinter plaatkoekie met groen vye en roomkaas. En volgende gaan ons vir 'n tafel toe vat.
Welkom terug. Ons gaan kyk na 'n baie neutrale tafel hierdie keer. Ek gaan begin met 'n neutrale kleur en dan gaan ek so 'n paar interessanthede bysit. Wat ek spesifiek vandag oor wil praat is dat wanneer jy 'n tafel dek en jy het 'n paar moeilike gaste wat kom. Mense wat jy weet wat nie goed oor die weg kom nie of dalk vreemd is met mekaar. Het ek 'n voorstel wat jy kan doen. Ek gaan julle dit nou wys. So ek gaan begin met 'n basiskleur, weer 'n roomtafeldoek, wat dit eenvoudig maak. En dan kan jy enige kleur daarby gaan sit. Dan het ek 2 runners gekry, 2 lappe gekry, wat ek my tafel mee gaan versier. En dis die mooiste 2 lappe. Ek gaan hom dwars oor die tafel gooi, wat dit die roomkleure bietjie breek, en dan gaan ek hom kruis met presies dieselfde lap wat na die ander kant toe gaan. Nou het ek 'n interessante ding wat 'n mens kan bysit, om jou gaste aan die praat te kry. Ek gaan vir my 'n groen haas opsit. In 'n emalje bord het ek my groen haas, en hy breek dadelik die vaal kleur van die tafel. Ek het 2 wit emalje borde wat ek gaan neersit, servette, wat aanpas by my 2 kruislappe wat ek gaan neersit. En ek gaan hulle somme bo oor die borde drapeer, en dan wat ek gaan doen vir vanmôre, is dat ek 2 wit emalje bekers het. Ek het 1 aan elke kant, en dan doen ons champagne vanmôre. So ek het klein blikbekertjies gekry wat vir die champagne gaan werk. Ek het 'n bottel champagne en 'n bottel lemoensap, so die mense het dan 'n keuse of hulle lemoensap of champagne wil hê. Party mense drink dit saam. Nou is dit net vir Willie se 2 torings waarvoor ons wag. Ek gaan die soete vir my hou. Moet jy klaar oopgemaak? Ek wou gesien het hoe maak jy hom oop. Nee, ek het klaar gedoen. Okay, dis jammer. Ek wil graag wil gesien het hoe maak jy hom oop. Want jy is nog 'n goeie oopmaker, soos wat ek verstaan, vir ons vriende. Ek gaan vir my 'n klein bietjie lemoensap ingooi. Ek gaan verseker champagne vat. Ek het dit nodig. Ek gaan nou sommer net so 'n stuk uitskep van hom. Ek kan vir jou sê, George, Dit is baie lekker. nog 'n program. Kom ons groet die kykers. Baie dankie. Totsiens. So maak seker jy volgende week weer inskakel asof jy dan nog 'n lekker gereg kook. So lekker kook by die huis. En totsiens vir julle. Die deur is oop, stap maar in. Skink die wyn, kom ons begin. Die kos is op die tafel. Kos is op die tafel.